Aanbidding, worship. Dis wat ons doen is ons op 'n Sondag hiernatoe kom. Ons wil die Here kom aanbid en ons wil tot God nader. So is verseker iets om te hê as 'n waarde vir ons as 'n kerk. As ons sê ons as 'n kerk aanbidding, worship hoog. Maar as ek vandag praat oor aanbidding en jy hoor die woord worship in 2026, dan dink meeste van ons onmiddellik aan musiek en musikante en ons gaan nou slides hê en ons gaan worship. En ek dink dat daar vandag soveel groot besighede is, net rondom Christen musiek, rondom liedjies wat ons skryf, musikante het deel geword van wat ons doen, en dit word eintlik professioneel. Jy voel nie gemaklik om net te kom en jou lied te bring en net hier op te stap en te kom sing nie. Hier dalk nog, maar soos dit groter raak of daar meer mense is, glad nie. Dan voel jy nie, dis iets wat die professionele ouens moet doen. Maar dit was glad nie so, 30 jaar gelede was dit nie so nie. 30 jaar gelede was daar nie so groot besigheid in worship musiek en aanbidding en waar daar rondom gaan nie. So, hoe maak ons as ek nou praat oor aanbidding vanoggend? En waar begin ons? Waar kry ons die ou pad? Wat aanbidding was? Waar kom ons agter? Is ons nog op daai plek? Waar kom worship vandaan? Wat beteken worship? Wat behels worship alles? En die woord worship was oorspronklik in Engels worship. So daar was 'n TH. En waaroor dit gaan is, dat hulle verduideliking is to show someone how much he is worth to us. So worship, show someone how much that person is worth to us. So jy kan in aanbidding kom en verklaar en sê, God, U is waardig, U is regtig waardig om aanbid te word. Nog 'n manier vir aanbidding is om kwaliteit tyd en aandag aan God te gee, want hy is waardig. Baie dieselfde soos wat Neil nou kwaliteit aandag aan Daniel gee. Ons gee ook, hoe ons kinders wys, maar ek ag jou waardig as my kind, ek spandeer tyd saam met jou. Maar kwaliteit tyd, dis nie net vinnige, ek sien jou en dan is dit weer verby nie, maar die oorspronklike Hebreëus en Grieks het nog betekenis gehad vir worship. Daar was nog, een van hulle woorde het gegaan, of vertaal jy as diens, service. Ons praat nou nog van 'n worship service, aanbiddingsdiens. So diens was een van die betekenisse wat die Hebreëus koppel aan worship. Maar dit is nie net gehoorsaam wees en doen wat die baas sê nie. Dis nie net daai diens nie. Dit eintlik meer gegaan oor wat is my hart. Is daar hierdie toestand van die hart waar my hart is goedgesind teenoor die een wie ek dien. As hulle daai diens verwys na, dan sê hulle wanneer ek kom in aanbidding, dan kom dien ek God, maar dit gaan daaroor dat my hart is, ek wil U graag dien. En ek dink ons het nie meer slawe nie, so ons verloor bietjie van die betekenis van die woord, maar dit het gegaan oor sekere goed wat volg uit daai hartsposisie. Die meerdere praat eerste, hy begin die gesprek. Nie die dienaar nie, die koning. En dan, jy's 'n knegt van die koning, so ons is hier om te dien en te doen wat ook al die koning sê. Of wat ook al jou meester sê. Dit is als wat hulle gesien het, as jy vir hulle die woord dien sê, dan dit is die konteks, dit is hoe hulle die woord sien. En nog 'n woord vir worship was buig. Om te buig voor iemand, om te kniel. Om af te gaan op jou knieë. En ek buig myself, om myself in 'n laer posisie te plaas as die persoon wat meer as ek is. En ek dink, wanneer ons in aanbidding nader tot God, is dit meer as net 'n lied wat ons bring. Dit is meer as net 'n diens wat ons bring. Dit is ook hierdie laer posisie. Here, ek is baie laer as U. Ek kom buig voor U neer.
Nog iets van aanbidding in die Ou Testament, dit het iets gekos. Elke keer Johan, Elof het nou eendag vir my daar gewys, hy lees deur Levitikus en hy het besef, ons weet die groot feeste moes almal 'n offer bring. En elke keer as jy betaal vir jou sonde, het jy 'n offer gebring, maar een keer 'n maand moes hulle na die tempel gaan en jy moet altyd iets saamvat as jy gaan aanbid. Daar's 'n prys betrokke, dit is of 'n lam of 'n duif of iets moet jy saamvat. En ek dink die koste was, jy moes bring wat God vra, nie wat jy gedink het jy wil bring nie. Daar's 'n voorskrif wat jy kan bring. Jy kan nie sommer net hier opdaag en sê, Here, dis wat ek nou gedink het ek moet bring vir my sonde nie. Nee, daar was 'n spesifieke voorskrif gewees. Maar die eerste keer dat ons lees van iemand wat 'n offer bring in aanbidding is Kain en Abel in Genesis hoofstuk 4. En julle onthou die storie, Kain bring sy vrugte van die veld, hy was 'n landbouer, hy was 'n saaiboer soos die Vrystaaters. Hy bring iets van die veld en hy bring dit as 'n offer en die Here aanvaar nie sy offer nie. En toe kom Abel en hy bring sy beste lam en hy offer sy beste lam en God aanvaar daai offer. En die Bybel sê nie vir ons daar spesifiek, God het nou nie die offer aanvaar nie as gevolg hiervan nie. Maar een van die interpretasies wat ek dink akkuraat is, of een van die afleidings wat ons kan maak is, maar Adam en Eva moes seker vir julle geleer het, hoe werk hierdie? Want hulle het mos nou in die tuin gesien hoe werk dit, dat God hulle met die velle van diere geklee het, so daar moes bloed vloei om te betaal vir die sonde, en dit het dan nou eintlik jou sonde bedek. Maar in plaas daarvan dat Kain vir God vra, Here, hoekom aanvaar U nie my offer nie? Vermoor hy vir Abel, wie sy offer aanvaar is. En eers baie later gee God vir Moses duidelike voorskrifte oor offers, die reiniging wat moet gebeur, voor jy tot God nader. Dit het eers baie jare later gekom, maar selfs in die begin, kry ons net so 'n voorbeeld van offer, van aanbidding. En dan kom ons by Abraham, nog steeds in Genesis. Want onthou ek wil vanoggend praat oor die ou pad. Waar kom worship vandaan? Waar is ons in terme van aanbidding? En Abraham in Genesis, daar's iets interessant, as jy Abraham se storie gaan lees, sy hele storie, sal jy sien, hy het sy tent opgeslaan, en dan het hy getrek, en dan het hy sy tent maak staan, en dan het hy dadelik 'n altaar gebou. So Abraham trek, slaan sy tent op, en dan bou hy altaar vir die Here. Dan trek hy en doen hy dieselfde. So Abraham het iets verstaan, of iets begryp van, ek moet hierdie God wat ek dien aanbid. Ek moet vir hierdie God wat ek dien plek maak, wanneer ek my tente opslaan, en hier gaan ons nou wees, en bou ek 'n altaar, want ek wil God hier aanbid, of vir God hier aanroep. En Abraham het van die begin af geweet, dat hy moet iets van hom, hy moet een van sy diere offer. Dit gaan hom iets kos. Maar Abraham is die persoon wat die eerste keer die woord aanbidding gebruik in ons Bybel. In Genesis 22 vers 5, lees ons die eerste keer van aanbidding, worship. So ek kan ons gou kyk na hierdie storie. Genesis hoofstuk 22 vers 1 tot 5. Gaan ek vir julle lees. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, en so het hulle dan saam geloop. Net tot daar lees. Die
Joodse byskrifte tot die Bybel, tot die Ou Testament, tot die Torah, beskryf hierdie as 'n gesprek tussen Abraham en God. En hulle sê vir elke komma het Abraham ook iets gesê. So hierdie gesprek het so iets geklink. Toe sê God, neem jou seun. En Abraham vra, watter een? Ek het 2 seuns. En God sê, jou enigste seun. Maar jy weet, ek het meer as 1 seun. En God sê, die een wat jy lief het. En jy kan Abraham hoor sê, Here, maar ek het al 2 lief. Isak. So God het hierdie heel wederwysige gesprek, maar Abraham, pa, soos God die Vader, en as 'n pa praat hy met God die Vader, en ek dink Abraham het by die eerste vraag geweet, neem jou seun, watter seun God bedoel. Maar is daar nie dalk 'n kans dat dit nie Isak gaan wees nie, dat dit nie die wonderwerk gaan wees nie, dat dit nie die belofte gaan wees nie. En ek dink nie dit is dat hy die een meer lief as die ander een gehad het nie, ek dink net Abraham het gehoop, dit wat God nou vra, dit is nie so nie. Want wat God vra is, neem jou enigste seun wie jy baie lief het, en gaan offer hom vir my as 'n brandoffer. Geen onduidelikheid oor die opdrag, wat moet gebeur, hoe dit gaan gebeur. So Abraham vat hout, hy vat vuur, hy vat vir Isak, en hier gaan hulle, 3 dae na Moria toe, en hulle kom by die berg Moria, en daar sien hy die heuwel, daar is die plek, waar Isak moet gaan offer, en Abraham sit die hout op Isak se skouers, en voor hulle verder stap, sê Abraham, wetende presies wat hy nou gaan doen, sê hy vir sy diensknegte, ek en die seun gaan daar gaan worship, ons gaan daar gaan aanbid, dan gaan ons terugkom. En ek dink, Abraham het geweet wat is 'n offer, Abraham het 'n altaar gebou, hy het geweet wat is 'n offer, maar hy noem nie hierdie 'n offer nie, hy noem hierdie aanbidding. Ek gaan God daar gaan aanbid, ek en die seun. Die belofte van God, Abraham sy nageslag gaan deur Isak kom. God het gesê, deur Isak gaan ek vir jou nageslag gee, deur my belofte, deur hierdie wonderwerk, dit het gebeur toe dit nie meer kon gebeur nie, dit was nie so nie, en hier vat hy die jong seun, die wonderwerk, vol wonderwerke, vol lewenskrag, en hy sê vir die jong man, kom saam met my, ek kan nie eers myself indink wat deur Abraham se kop gegaan het met hierdie opdrag nie. Dis nie maklik nie, maar hierdie is die eerste verwysing na aanbidding en worship. Hierdie is die eerste verwysing na 'n God wat sê, kan jy vir my jou alles gee? Want ek is God, kan jy my aanbid met jou beste, met jou heel beste? En ek is seker as ek Abraham was, sou gesê, Here, maar ek het hier 'n trop beeste, en ek het 'n trop skape, hier's 'n klomp goed wat ek ook kan bring, kan ons nie onderhandel hieroor nie, maar Abraham doen nie dit nie. Abraham sê, as God my beste vra, dan vat ek my beste. En alles wat ek aan kan dink en droom wat myne is op aarde, bring ek en ek kom buig voor die skepper van die hemel en die aarde en ek sê, Here, U is God, ek is U diensknegt. Dis wat Abraham eintlik vir ons heel in die begin kom wys en kom leer, net van aanbidding. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie verloor. Here, U dienaar luister, ek staan en ek wag op U opdrag. Abraham het nie voorgeskryf hoe hy gaan offer nie. Abraham staan en wag, en toe God sê, dis wat ek wil hê, die volgende oggend, daar gaan hy. En Moses se voorskrif jare later is dieselfde, bring die beste uit jou kudde. Bring iets sonder enige fout, sonder enige skeet of pyn, moenie 'n lam of 'n blinde dier bring nie. En hier is die voorskrif, en die geskiedenis wys vir ons dat dit is moeilik, dit was vir mense moeilik. Maleagi skryf, en in Maleagi 1 vers 7 en 8, sê God deur die profeet, julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar. Dan vra julle, hoe het ons hier verwerp, Here? Maar dis omdat julle dink,
dat die tafel van die Here mag geminag kan word. As jy 'n blinde dier as 'n offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. As jy 'n mank of 'n siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Bied so iets vir jou streeksgouverneur aan. Sal hy jou aanvaar? Sal hy goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser oor alle magte. Nou, ons offer nie meer vandag nie, so ons voel, ons gaan nou nie so iets bring vir die Here nie, maar die enigste rede hoekom ons nie meer offer nie, is omdat Jesus die volmaakte offer was. So ons bring nie meer diere nie, maar ek dink as ons hierdie vertaal na ons eie taal, dis asof God vir Israel sê, so wanneer ek met die jonger generasie praat, wanneer die skool sê, dis die skooldrag, dis die tyd wat die skool begin, proefwedstryd begin so laat, die wedstryd begin so laat, jy kan nie net daar opdaag wat jy aantrek, wat jy wil, en opdaag wanneer jy wil nie, jy daag op soos die voorskrif. En vir ons wat werk, jy daag nie net op wanneer jy wil, en doen nie werk wat jy wil nie, jy moet opdaag betyds. En God probeer vir die mense sê, maar dit is nie aanvaarbaar nie, wanneer julle die mense wat julle sien, dien julle dit op 'n sekere manier, maar vir my wat julle nie sien nie, wanneer julle my kom aanbid, want dit het hier oor aanbidding gegaan, wanneer julle na my toe kom, dan bring jy die leftover. En dit is vir my 'n challenge, want ek dink, as ek hierdie lees, en as ek hierdie week hieroor dink, en besef ek maar aanbidding raak my hele lewe. Aanbidding is nie net, ek kom en ek sing 'n lied, en Here, ek het nou lekker geworship, en ek gaan huis toe nie. Nee, ek kan bid die Here in alles wat ek het. Ek kan bid die Here in my tyd, ek kan bid die Here in wat ek het, ek kan bid die Here in my finansies, ek kan bid die Here in alles. Wanneer ek geld bring na God se huis, die wet het 10% voorgeskryf, en dit is 'n syfer wat voorgeskryf is, maar wanneer ek vir God bring, dan moet ek met so bereidheid kom, dat wanneer die Here vir my sê, hoorie, ek wil hê jy moet iets meer gee, of ek wil hê jy moet nog gee vir iemand, of iets, of tot, is ek bereid om dit te doen, of sê ek, Here, nee, ek het 10% is dan. Dis eintlik wat Jesus kom sê, dit gaan oor ons hart, dit gaan oor, Paulus skryf later en sê my, jy moet gee met vreugde. Die konteks was bietjie anders, want hulle wou 'n ander kerk help, die ouens in Korinthe, maar die hart was, moenie gee oor ek jou gedwing het, of gesê het, hoor jy, ons moet nou bydra vir die gebou, of ons moet iets doen nie. Nee, dit wat jy bring jy uit vreugde vir God. Want dis deel van my aanbidding. Dis nie 'n offering boodskap op sy eie, dan 'n liedjie sing boodskap op sy eie, en dan wanneer ons bid op sy eie nie. Hierdie aanbidding dis die model wat ons in die Ou Testament sien. Dit was deel van die ouens se hele lewe. En wanneer ek, wat hier voor julle staan, kyk na die skedule van my eie dag, prioritiseer ek tyd met God. Wat ek net sê, Here, ek voor my dag begin. Die naguile dalk, Here, ek's op my skerpste aan die einde van my dag, maar daar's 'n tyd wat ek op sy sit en sê, Here, die tyd is u tyd. Hier's waar ek met u wil gesels. Hier's waar ek my skedule net stop en sê, ek wil net vir tyd vir God maak in my skedule. Wat deel is van my aanbidding. Nou, dan wanneer ek kom na die samekoms van gelowiges wat ons almal vanoggend gedoen het, bring ek my hart hierheen. En dit wil ek ook net vanoggend kwalifiseer, want soms is dit 'n psalm wat jy wil sing, soms is dit 'n profesie, soms is dit 'n taal. Soms kom jy nie met die taal nie, maar jy kom met die uitleg van die taal wat gebring word. Soms kom jy hierso en jy kan skrif oopbreek vir iemand. En sê, maar ek het hierdie week 'n openbaring gehad van hierdie skrif. Dis wat ek voel, dit beteken, en ek wil dit vir jou bring. En ons doen hierdie onder leiding van die Heilige Gees. So ons aanbidding is 'n gebed, ons aanbidding is intree vir mekaar. Dis verseker die sin van 'n psalm of 'n gesang, dis verseker dit ook. En wanneer ons dit doen, is daar vryheid. Is daar vryheid ook my uitleef voor die Here. En ons Afrikaanse ouens het meerderheid groot geword waar daar was nie 'n vryheid hoe jy sing nie. Of is 'n voorskrif hoe jy sing. En vir die wat nie so groot geword het nie, is dit om geduld te hê met die ou wat voel
maar daar's perke en beperkings en daar is Bybelse beperkings, maar wanneer ek hier kom, ek kan my hande opsteek en die Here loof en prys, ek kan hande klap, ek kan uitroep tot God. Ek hoef hier te staan en ons sing nou en ek gaan huis toe nie. Julle hoor wat ek sê, dit is 'n vryheid, ek kom na my Vader, ek kan vorentoe stap en hier kom buig, ek kan kniel daar waar ek is, dis alles deel van aanbidding. En ek weet, ek self was een van die mense wat gedink het, dis nou daai weird mense wat hande klap en op en af spring en net versigtig wees vir hulle. Hulle gaan nog doop ook. Maar dat die Here ons daai vryheid gee om te sê, maar ek het hier na toe gekom met 'n lied in my hart teenoor God die Vader. Ek wil hom sing en ek wil sy lof besing. Ek het dalk die prys betaal wat Abraham betaal het. Ek het dalk 'n kind aan die dood afgestaan en daai man wat hier vooroor sit en die trane loop oor sy wange, hy is net soveel in aanbidding soos ek. Die ou wat daar sit en sê julle hoor wat ek bedoel met die vryheid. Dit is nie 'n formule en 'n resep nie, maar ons moet vryheid hê om onsself te kan uitleef. En ek dink wanneer ons as 'n kerk by mekaar kom, dit is iets wat ons elke dag gaan groei. Ek dink nie ons arriveer ooit daar nie. Ek dink Paulus skryf vir hierdie kerk in Korinte, en die rede hoekom hy vir hulle skryf is, dit lyk baie keer anders elke week. Soos nou jy inkom, het is amper so tweets, dat ons moet net gou sing voor ek preek, maar ek wil nou hê ons moet julle verstaan, hoekom ek wil hê ons moet aan die einde sing vanoggend. Maar ons moet daai vryheid hê en daai vrymoedigheid hê om te sê baie keer, ons gaan glad nie sing nie, baie keer ons gaan net sing. En baie keer is dit awkward as 'n paar mense voorberei het, en jy sê, hoorie, sorry, ons gaan nie vanoggend sing nie, ons gaan glad nie sing nie. Hier's nou iemand 'n profesie gedeel en ons dink hierdie woord, ons moet almal hierdie woord ondersoek. Want dit is wat Paulus oorskryf in 1 Korintiërs 14 vers 26 aan. Hy sê vir hulle, hoe staan die saak dan, broers? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitleg. Laat alles tot stigting geskied. Hy sê nie daar die pastoor en die elders en elkeen, die Here kan elkeen gebruik om te kom met een van hierdie. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2, hoogstens 3, en by beurt, en laat een dit dan uitlê. En as daar geen uitleg is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek, en laat die ander dit beoordeel. Dis hoe die eerste kerkdienste gelyk. Hier kom 'n ou in en hy deel die profesie, en ons in die weste laat dit dan daar. Dit sê hier, hulle dan nou daai profesie beoordeel, geweeg. Hoe voel ons? Wat is ons reaksie op hierdie profesie? Ek kan nie inkom en vir julle sê, ek is 'n profeet, en dit gebeur vandag, ek is 'n profeet, ek profeteer en dan loop ek. Nee, ek moet terugkom, dat julle vir my kan sê, of ek moet hier wees, en julle vir my kan sê, ek hoor jou, maar dit wat jy nou sê, is nie in lyn met skrif nie. Dis die beoordeling wat jy gedoen het. Julle is hierdie profesie, is dit vir ons almal, is dit vir vandag, is dit net vir hierdie persoon dalk? Is dit dalk 'n profesie wat die Here vir my myself gegee het? En dit is hoe hulle kerkdiens gegaan het. Dit het so rof gegaan, dat Paulus moes skryf en sê, okay, wow, net 2, net 3, en dan, as daar nie 'n uitleg is, jy bly eerder stil, want jy hou nou die hele tyd aan, en niemand het die uitleg nie, en dan dink ek, daar is so baie wat ons, as 'n kerk, verloor, as ons nie hier saamkom in daai afwagting, wat gaan die Here vandag doen? Wat wil die Here vandag oopbreek? Wat wil die Here vandag sê? Wat wil hy vir my sê? En ek is regtig ernstig as ek sê, dit is nie noodwendig hierdie wat ek neergeskryf het wat hy vandag wil sê nie. Dit kan wees, ek was al in dienste wat dit is, dat iemand bring 'n woord en voel, hier in die begin van die diens, ek wil hierdie woord deel, en ek besef, ek kan nie hierdie preek nou nie. Ek dink ons moet hierdie woord vertrou, en ons gaan nou bid vandag vir genesing, as 'n voorbeeld. Dit was nie genesingsdiens, ek het nie voorberei vir genesing nie, maar hier is 'n baie duidelike woord, en skielik is hier 'n paar mense wat gebed vir genesing nodig het. Maar nou, ons kan nie ons program mis nie, so kom ons gaan net vir julle bid.
Ek wil net julle hoor wat ek sê. Ek preek nou hierdie stukkie preek ek vir my. Ek hoor wat jy sê, maar hoe lank het ek gevat om hierdie neer te skryf? Laat ek net gou die sê en dan gaan ons vir die ou bid. Nou as ons verbaas as jy uitstap en sê ons nou gebid vir genesing, sien nou niks regtig gebeur nie. Maar was ek gehoorsaam? Het ek gesê, Here, u het nou opgedaag. So ek gaan nou gaan, want u het nou opgedaag. Here, die worship span voel hulle liedere voorberei. Hier's 2 nuwe liedere. Ons het nie die woorde nie, maar hulle voel dis die 2 liedere wat ons sing en dis die liedere wat ons sing. En na 'n halfuur van sing ken ons die 2 liedere en dis waarmee ons huis toe gaan. En ek dink dis wat die eerste kerk so verfrissend gemaak het, want dit het gegaan oor elke een van ons wat die Heilige Gees gebruik, wat vir wie hy 'n gawe gegee het, en ek bring daai gawe. Ek is hierdie lewendige steen wat saamkom en skielik is hierdie gebou lewe. Soos wat elke steen sy stukkie bring, lyk ons meer soos Jesus. So as ons vanoggend saamkom, wil ons hoor wat God wil sê. En ons moet beskikbaar wees om te doen dit wat God sê ons moet doen. En dis iets wat ek gevoel het as ek oor worship en aanbidding praat, is dit nodig om net terug te gaan en te kyk wat was Abraham se hart toe hy die eerste keer hierdie woord neergeskryf het. En ek weet die Heilige Gees het dit geïnspireer, maar daar's 'n les vir ons te leer. Wat is die hart in die hele Ou Testament wanneer ons kom na God, wanneer ons kom na die tempel? Dit was dat God vir sy kinders sê, kom na my toe, en dit was 'n skaduwee van Jesus wat gaan kom. Met hoeveel meer vryheid kan jy en ek kom, wat weet Jesus het betaal. Ons kan in daai vryheid kom. Ons is gevul met die Heilige Gees. God is in ons. Die Heilige Gees is in elkeen van ons. En dan dink ek, lyk 'n Sondag heeltemal anders. Dan lyk 'n Sondag opwindend, want ek is so in afwagting vir wat die Here vandag gaan doen. So ek wil afsluit nou. Die worship team is daar op die laptop. So ek gaan hulle aansit en dan gaan ons net 'n tyd saam die Here loof en prys. Ons vertrou die Here om met ons te kom praat, want ek dink baie keer David Paulsen is die ene wat gesê het, hy het baie keer sy diens begin met die woord en dan met die lofsang. Kom ons hoor wat God sê en dan reageer ons in worship. En weer eens dis ook nie 'n resep nie. So ons het vryheid om baie keer ook te kom en te sing en te sê Here, ons wil die loof en prys. Maar kom ons worship saam.